die krag van die Heilige Gees. Amen. Ons sing saam Psalm 89 vers 1, 8 en vers 10. Barmhartige Hemelse Vader, U is vir ons baie goed. Ons is baie bewus daarvan op hierdie besondere dag, op hierdie goeie Vrydag, 'n Vrydag wat in die geskiedenis ingeets is, 'n Vrydag wat die wêreld verander het, 'n Vrydag wat U hoop gegee het vir 'n mensdom wat in sonde vasgevang is, vir mense wat worstel met hulle ellende en met hulle swaar kry. Hierdie is so 'n belangrike dag van hoop en van uitkoms, dat die wêreld behoort vandag absoluut tot stilstand te kom, om U te dank, om weer te besin oor die waarde en die betekenis wat hierdie dag vir ons het. Nou Here, U het ons lewe verander, U het ons aangeraak. Ons kan met die lewe aangaan. Ons kan met 'n glimlag voortgaan. Want ons sondes is almal uitgedelg. Ons sondes is betaal. Ons wil so luister na U woord in hierdie oggend en daarom bid ons vir die leiding van die Heilige Gees. Met die verklaring van die woord
maar ook dat ons onder leiding van die Heilige Gees die woord in ons harte sal ontvang. Dat dit vir ons 'n nuwe bron van krag sal wees. Dat ons as gelowiges ons opnuut sal voorneem om uit te gaan en in hierdie wêreld te lewe met hierdie blye boodskap wat uit ons straal. Die boodskap van hoop, die boodskap van lewe. Vader, ons bid dat U sal gee, dat ons sekerheid sal hê van ons vergifnis van ons sonde. Baie keer hak ons lewens nog vas in die verlede. Gryp ons vas aan dinge wat gebeur het. Wil ons dit vertroetel? Wil ons maar weer daaroor maal? Die verlede is verby. Vir almal wat in Christus 'n verlosser wil vind. Die verlede is agter ons. Help ons om dit ook agter ons te laat. Gee dat ons vergifnis sal gee, soos wat ons smeek vir vergifnis van U. Dat ons dit vrylik sal uitdeel, sodat ons self vry kan wees. Baie dankie, dat die lewe oop voor ons lê. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam met die woord van die Here. Skuis tog, ons gaan eers Psalm 45 sing. Psalm 45, die koning Psalm. My hart ontroer deur mymering. Ons sing vers 1, 8, 9 en 12. Lees saam uit die woord van die Here, Lukas 23, vers 1 tot 4, vers 3, vanaf vers 23, lees ons dan verder. Ek gebruik die 1953 Afrikaanse vertaling, maar ek verwys deurgaans by die woordverklaring na al die ander Afrikaanse vertalings ook. En die hele menigte van hulle het opgestaan en hom na Pilatus gelei, en hulle het hom begin beskuldig en sê, ons het gevind dat hierdie man die volk verlei en verbied om aan die keiser belasting te betaal, terwyl hy sê dat hy self Christus die koning is. Toe vra Pilatus hom en sê, is u die koning van die Jode?
En hy antwoord en sê, u sê dit. Pilatus sê vir die owerpriesters en die skare, ek vind geen skuld in hierdie man nie. So Lukas lê baie duidelik die klem daarop dat Jesus is die koning, nee. Ons lees dan verder saam vanaf vers 23, maar hulle het aangehou met 'n harde geroep en geëis dat hy gekruisig moes word, en hulle geroep en die van die owerpriesters het die oorhand gekry. Toe gee Pilatus uitspraak dat aan hulle eis voldoen moet word, en hy het die een vir hulle losgelaat wat oor opstand en moord in die gevangenis gewerk was, die een wat hulle geëis het, maar Jesus het hy aan hulle wil oorgelewer. En toe hulle hom weglei, neem hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. En 'n groot menigte van die volk het hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en hom beklaag het. Maar Jesus het hom omgedraai en vir hulle gesê, dogters van Jerusalem, moenie oor my ween nie, maar ween oor julle self en oor julle kinders. Want daar kom daar waarin hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons, en vir die heuwels bedek ons. Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë hout gebeur? En daar was nog 2 ander kwaadoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, laat hulle hom daar kruisig, en die kwaadoeners een aan die regter en een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verbeel en die lot daaroor gewerk. Die volk het dit staan en aanskou. En die owerpriesters het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldate het hom ook bespot en gekom en vir hom asyn gebring en gesê, as u die koning van die Jode is, verlos u self. En daar was ook 'n opskrif bokant hom geskrywe in Griekse en Romeinse en Hebreëse letters. Hy is die koning van die Jode. En een van die kwaadoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is. Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my Here, wanneer u in die koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. En dit was omtrent die 6de uur. En daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur geskeur. En Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en gesê, Vader, in u hande gee ek my gees oor. En toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit. En toe die hoofman oor 100 sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik hierdie man was regverdig. En die hele skare wat vir hierdie skouspel bymekaar was, het op hulle borste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan. En al sy bekendes het ver weggestaan, ook die vroue wat hom van Galilea gevolg het hierdie dinge gesien. Broer en suster, ek dui vir u baie duidelik die teksverse daaraan,
En ons gaan feitlik na elke woord kyk in die teksverse. Party gaan ek maar net vir u 'n verklaring gee en ek gaan dit net kort hou. Dit was omtrent die 6de uur en daar het duisternis oor die hele aarde gekom tot die 9de uur toe. Die tydsaanduiding is belangrik. En die son is verduister. So kyk na die woord duisternis en verduister. En die voorhangsel van die tempel het middeldeur, sal ek ietsie oor sê, maar kort en geskeur. Dit is 'n baie spesifieke woord wat hy kies vir geskeur. Elke evangelieskrywer het hierdie gebeure op sy unieke wyse neergeskryf onder leiding van die Heilige Gees. Lukas doen presies dieselfde. Lukas skryf op sy spesifieke manier. En ek het die gedeelte vir u gelees om vir u te wys waar laat Lukas die klem val. Lukas laat die klem val op die feit dat die Here Jesus is twee dinge. Hy is die priester wat die offer bring, maar veral ook dat hy is die koning. En ten spyte van alles wat gebeur, wil hy hê dit is wat ons moet raak sien. Dat die Here Jesus is die priester wat die offer bring, maar hy is ook die koning. Byvoorbeeld, hy wys daarop dat die Here Jesus in sy laaste preek, voordat hy aan die kruis gaan, koninklik die vroue van Jerusalem aanspreek en vir hulle sê. Hy vra hulle nie, hy sê vir hulle, moenie oor my huil oor julle self. En huil oor julle kinders. Dis koninklike optrede. Hy is koning, beveel hulle. Die bekering van die een misdadiger, daar tree hy ook koninklik op as hy sê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Net 'n koning kan so 'n dekreet uitvaardig. So jy kan sien, deurgaans is hy besig om ons op dit te wys. Ja, hy het ook dit in wat Matteus en Markus in het, byvoorbeeld, dat hy ook geroep het, my God, waarom het u my verlaat? Hy meld ook die duisternis en hy meld ook die tempelgordyn. En ons gaan kyk na daardie twee spesifieke tekens binne die konteks van al hierdie gebeure. Lukas wil baie seker maak dat ons nie die punt mis. Jy gaan vandag ongelukkig glo ek baie preke hoor waar dit eintlik gaan oor Jesus figuur wat nie die persoon is wat Lukas hier in gedagte het. Ons Here Jesus is ten spyte daarvan dat hy aan die kruis is nog steeds die koning. Geen twyfel daarin. Jy moet hom sien as die koning. Hy is die koning totdat hy die laaste asem uitblaas. Hy gee sy asem. Sy asem word nie van hom gevat nie. Hy gee sy asem. Dus broer en suster, hierdie twee indrukwekkende tekens as u die preke van die naweek gaan volg, dan sal jy sien, God het baie dinge laat gebeur in hierdie tydperk van die Vrydag tot die Sondag. Baie dinge wat die volk eintlik tot stilstand moes rig. En vir die volk moes sê, maak julle oë oop. Maak julle oë oop. Ons gaan kyk na hierdie tekens wat God gegee het, ook eerskomende Sondag as die Here wil. So die Vader beklemtoon die mag van die gekruisigde priester koning en hy doen dit deur die afbreek van die lewe, aan die einde van sy lewe, maar ook die tempel. Die Here bring ook 'n einde aan die Ou Testamentiese bedeling, aan die Ou Testamentiese tempel en hy maak dit baie duidelik. Die tyd van die dag is belangrik. Jy moet dit weet, dis bietjie 'n vreemde manier van tyd aandui wat ons nie meer ken nie. Van die 6de uur tot die 9de uur. Ag en ek weet jy het al almal baie preke hieroor gehoor, so ek gaan nou nie baie tyd daarin spandeer nie. Dis van 12 uur tot 3 uur. So dit is wanneer die son op sy helderste en sterkste is, of veronderstel is om te wees. En dan onmiddellik as jy die tyd raak gesien het, as jy die verklaring van die woord van die Here moet doen, dan weet jy, maar nou moet ek mooi gaan kyk, want hy is baie spesifiek oor die tyd.
Wat het gebeur in daardie tyd? En nou moet jy begin kyk na die woorde wat hy gebruik. So 'n preek is eintlik nie iets arbitrair nie. Dis nie iets wat jy maar net kan sit en uitdink nie. Dis 'n vaste werkswyse wat jy behoort te volg. Nou, hierdie verskynsel in die natuur, daar staan letterlik, jy kan daardie woorde vertaal oor die hele aarde of oor die land. Nou, oor die algemeen word aanvaar, dit was oor die land. Veral in die lig van die ander evangeliese beskrywing, hoe dit God probeer, veral praat met Jerusalem, met sy kerk. Vir sy kerk probeer sê, julle moet julle oë oopmaak. Hierdie dinge gebeur omdat ons hemelse Vader beheer het van hierdie ding. As jy dink dat God het nie hierdie wêreld geskep nie, gaan hierdie preek nie vir jou sin maak. God het hierdie wêreld geskep. Het hierdie wêreld geskep uit niks uit. En dan kom hy en hy gee in hierdie wêreld vir ons sekere dinge wat hy hier aan die kruis sy seun ontsê. Wat hy van sy seun af wegneem, maar wat terselfdertyd ook 'n teken is vir die mense, sodat ons kan weet dat hierdie spesifieke kruisdood is uniek. Baie mense het in daardie tyd aan kruise gesterf. Nie daaroor twyfel nie. As jy byvoorbeeld die geskiedskrywer Josefus gaan lees wat in daardie tyd geskryf het, dan is daar vele beskrywings wat Josefus gee van mense wat sterf aan kruise. Die Romeine het dit oralste gedoen. So wat maak hierdie kruisdood anders? En die anders kom in by dit wat die Vader in die natuur laat gebeur. Hy sê met die natuur, met die algemene openbaring, artikel 2 Nederlandse geloofsbelijdenis, maak jou oë oop. Dit wat hier gebeur, sondige wêreld, is uniek. Dit gebeur nie altyd nie. Dit gebeur nou. Ek het dit so beplan. Nou in vers 44 kry jy die woord skotos. Dit is 'n woord wat beteken fisiese duisternis. Dit is die afwesigheid van lig. Dit simboliseer ook, broer en suster, die woord het die betekenis van dat dit simboliseer ook sonde en afskeiding van God. Dis nooit eenvoudig, maar daar die een woordjie wat hy daar gebruik, in vers 44, die woordjie duisternis, dit sê dit alles. Dis inbegrepe in die betekenis van daardie woord. Skotos staan in kontras met die lig. Met die phos is lig, is die Griekse woord vir lig. En lig is waarheid en geregtigheid en goddelike teenwoordigheid. Nou het God geskep het in Genesis hoofstuk 1, waar die lig vandaan gekom in hierdie wêreld, broer en suster. God maak eers baie later die son en die maan en die sterre. Maar die eerste ding wat God doen is hy bring lig. Daar's lig voordat daar 'n son is, voordat daar 'n maan is en voordat daar sterre. Dit lees so, en God het gesê, dood eenvoudig, laat daar lig wees. En daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem en die duisternis het hy nag genoem. En dit was aand en dit was môre die eerste dag. Hoe kon daar lig gewees het? Baie eenvoudig. God is lig. God is waarheid. God is lewe, soos wat lig lewe beteken. Lig is energie. God is die bron daarvan. Sonder God is dit nie moontlik dat ons die lig kan hê. Selfs ook nie met die son, soos wat ons het vandag ken. God kan in 'n oomblik die son wegneem. Dis wat hier ook dan gebeur het. So duisternis word dus geassosieer met chaos. Want onthou jy, daar was duisternis op die wêreldvloed aan die begin met Genesis. Daar was nog nie die orde wat God gebring het.
So duisternis, binne die denke van daardie tyd, soos wat die Jode gedink het, soos wat Lukas gedink het, soos wat ons dink, verteenwoordig daardie chaos. Nou kom God en hy bring lig. Oor die woord son sou ek u baie lank om besig gehou het. Dis die woord helios, baie van u ken die woord helios. En daar is 'n soortgelyke Hebreëse woord wat by helios kon aansluit, Shemesh. Dit is die simbool van God se teenwoordigheid. Wie die son vir ons gegee? God het die son vir ons gegee. As ek die son sien, dan sien ek nie my God nie, soos wat die heidene gedink het nie, en die boesmans het die son en die maan aanbid nie. Ek weet, God het die son vir my gegee, en vir jou gegee, ons deel dit met mekaar. En ek wil nie die energie van die son ontbeer nie. Ek weet, daar is nie ander energie op hierdie aarde, anders as dat dit kom van die son af. Ver wat ek weet, ver wat ek het verstaan. So die son is 'n ongelooflike bron van energie vir ons. Die son maak lewe moontlik. Jy moet dit alles weet en verstaan vir wat hier gebeur. Dis 'n teken wat God gee om vir die mense te sê, onthou nou, hierdie koning is die groot en belangrike een wat sou kom. In die middel van die dag, van die 6de tot die 9de uur, wanneer hierdie son in al sy kragtige energie moet skyn, oor Golgotha, oor Jerusalem, en oor die hele Israel, broer en suster, is die son nie meer daar. En ek sê dit op 'n baie spesifieke manier. Ek sê, die son is nie meer daar. Ek weet, en nou is ek by die woord wat vertaal is in die 1953 vertaling, soos wat ek het vir u gelees het, daar staan, die son is verduister. Ek hou nie daarvan, want dis wat daar staan. Daar staan, die son is nie meer daar. Die son is verduister, verteenwoordig westerse denke. Dit beteken, ek weet die son is nog daar, maar hy is nou net toe. Hy kan nie nou sy strale by my uitkry. Dis westerse denke. Dis nie wat daar staan. In die oorspronklike taal staan daar iets anderste, en jy kan dit sien as jy die vertalings in Afrikaans gaan vergelyk. Hier is ironies genoeg die 1983 Afrikaanse vertaling die beste, volgens my. In die 1983 vertaling staan daar, die son het opgehou skyn. Dis beter as die son is verduister, want jy kry die 53 en die 2020 Afrikaanse vertaling. So daardie Griekse woord beteken, dit dui eintlik, daardie werkwoord wat daar vertaal is, met verduister, beteken eintlik, dis 'n mislukking. Dit het opgehou, dit het tot 'n einde gekom. Dit bestaan nie meer. Broer, suster, dis vir my veel erger as verduister. Dit plaas hier die teken vir my in heeltemal 'n ander perspektief. As jy dink die son is net verduister, dan sê jy, wag 'n bietjie, laat ons net hier stil staan. Die son gaan nou weer uit. Maar as jy dink die son is nie meer daar, dan sê jy vir jouself, kom laat ons gaan. Ons moet 'n ander plek gaan kry. Dit is die einde. Dit is die einde. Dis wat die woord wat Lukas hier gebruik. Hy sê, dit was met ander woorde die effek wat hierdie totale afwesigheid van lig op hierdie mense gehad het. Wat 'n kragtige beeld om te sê, die son is nie meer daar. Onthou jy die sonsverduistering van 23 jaar omtrent gelede, ek het probeer onthou, was daardie dag in die middel van die bosveld, in die bos. En dit was net semi-donker. Semi-donker. Maar ek onthou, wat was die effek op die natuur? Dit was voëls wat die hele tyd gesing het, dit was 'n hoedspruit geweest. En die volgende oomblik het daar 'n doodse, vreemde stilte in die veld gekom. Asof alles onmiddellik afgeskakel. En na 'n rukkie
het die son weer begin skyn, en die lewe het begin terugkeer. Kan jy dink, broer en suster, hoe mense gereageer het, toe dit stik donker geword het, dat jy jou hand nie voor jou oë kan sien nie, daar is nie elektrisiteit nie, kinders, jy kan nie 'n ligskakelaar gaan aansit nie, die straatligte in Jerusalem het nie bestaan nie, daar was nie sulke goed nie, dit is stik donker, dat jy jou hand nie voor jou oë kan sien. 'n Onuitspreeklike benoudheid en smart oorweldig hom wat aan die kruis hang. Wat is eintlik besig om hier te gebeur? Om dit te weet, broer en suster, moet jy weer skrif met skrif vergelyking doen. Jy kan nie maar net sê, jy dink jy weet wat gebeur hier nie, of jy het dit in die een of ander kommentaar gelees wat gebeur hier nie. Jy moet teruggaan na die tuin van Getsemane toe. Die tuin van Getsemane, die aand voor hierdie dag, het die Here Jesus in hoofstuk Lukas 22 vers 53 gesê, dit is julle uur, dit is nou, die tyd het nou aangebreek, en die mag van die duisternis, dit is sy uur. En daai woord vir duisternis wat hy daar gebruik is weer daai woord skotels. Dieselfde woord is wat hy gebruik in die volgende hoofstuk waar ons teksverse lê. So waarvan ons hier dan moet sê, ons verbind hierdie twee gedeeltes, Lukas 22 vers 53 en 23 vers 44 aan mekaar, dan weet ek, op grond van die skrif sy eie getuienis, dat wanneer die duister om hom toesak, is dit elke demoon van die hel, wat soos 'n pak wilde honde losgelaat word op hom. Dis wat daar gebeur. Dit bring skrif met skrif vergelyking hierbij. Nie raai die pad. Dis broer en suster, hy het niks as hy aan die kruis hang. Hy het nie die algemene openbaring nie. Wanneer ek en jy in die natuur rond beweeg, dan sien ek die hand van God. Ek sien dit in die gras, ek sien dit in die diere, ek hoor dit in die wind. Kyk hier in die kleinste, interessantste insek wat jy sien, en die maniere van die diere, wat allemaal verskillend is, en dit alles sê vir my, kyk wat het God gemaak. Daar waar hy aan die kruis hang, net buitekant die mure van Jerusalem, en hy kyk uit oor die skepping. Kan hy niks sien? Hy kan nie meer sien dat God daar is. Dit word hom ontneem. Hy mag het nie. Hy moet absoluut geïsoleer wees. Vinger alleen, stoksiel alleen. Behalwe met elke demoon van die angste van die hel rondom hom. Dis hoekom dit ook so gebeur. En terselfdertyd is dit 'n verskriklike, indrukwekkende teken vir mense. Die man aan die middelste kruis wat julle verwerp, die man aan die middelste kruis wat julle so spot, die man aan die middelste kruis wat julle sê, nie julle koning is nie, Pilatus wat bokant hom laat vasspyker het, die koning van die Jode, almal spot met hom, almal spot met sy koningskap. Hy stuur hom voor die tyd na Herodes toe, die ander koning van die Jode, die valse koning van die Jode. Hulle soek nie hierdie koning, hulle wil hom nie hê nie, want hy is 'n lam, hy is nie 'n leeu, hy is 'n lam wat homself offer. Hulle soek 'n leeu wat hulle kan lei en die Romeine tot in die see kan jaag. Toch, broer en suster, Lukas wys vir ons, kyk na hierdie bloeiende koning. Die bloeiende koning wat daar hang in die dubbele duisternis. Nie sommer net donker nie, die dubbele duisternis, want dis ook die duisternis van die hel.
wat op hom toesak. Daar waar hy worstel, daar waar hy swaar kry. Hy het vir die vrouens gesê, julle verwerp die groen hout. Wat sal gebeur met die droë hout? Julle gaan dit brand. Hy is die loot in die stam van Isaï, deur Jesaja geprofeteer. Julle soek my nie. Die mense soek hom nie. Die Romeine soek hom nie. Die kerk soek hom nie. Die skepping soek hom nie. Sy Vader soek hom nie. Hoekom al hierdie vreeslike dinge, broer en suster? Wel, terwille van jou en terwille van my, terwille van sondaars. Die mens sou dink, dat er sulke uitsonderlike vreeslike dinge gebeur, en daardie tyd gryp mense hulle Bybels. En sê, het God ergens gesê hierdie dinge gaan gebeur? Dat hulle weer kan uitkom by wie is hierdie man aan die kruis werk. Dit lyk nie asof hulle dit gedoen het nie. En oor ja, God het dit gesê. Hy het dit presies so gesê. Hy het gesê in Amos hoofstuk 8. Daar in hierdie hoofstuk profeteer hy oor wat gaan met Israel gebeur, wat soos ryk vrugte is. Hy waarsku. Hy sê vir hulle dan met hierdie spesifieke woorde in vers 9. In die dag spreek die Here, Jahwe, laat ek die son op die middag ondergaan en vir die aarde die lig duister word terwyl dit nog dag is. Hy sê op hierdie dag, wat die dag van oordeel oor elkeen sal wees wat my verwerp, en dis wat Israel gedoen het in die tyd van Amos, sal dit 'n donker dag wees. Wat doen die mense? Wat doen die sondaars? Wat doen die kerk van daardie tyd? Hulle verwerp hom. Hulle wil niks van hom weet. Dis hoe ironies, want kort voor dit in Johannes 12 vers 46 lees ons het hy vir hulle gesê. Hy het vir hulle gesê, ek het as lig in die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. Ek is die lig. Hy sê daarmee, ek is God. Die een wat gesê het, laat daar lig wees. Dis ek. Sodat julle nie in die duisternis moet wees nie. Hy hang in die duisternis, totaal geïsoleer, tussen hemel en aarde, letterlik tussen hemel en aarde. Heeltemal weggegooi, heeltemal verweg. My God, waarom het U my verlaat? Het hy dan nie geweet wat is die antwoord op die vraag nie? Waarom het U my verlaat? Hy het geweet. Dis al hoekom hy daar kon gebly het. Besef jy hoeveel krag van God, mag van God, verg dit van hom, om toe te laat dat elke demoon van die hel hom folter en pynig, en hy bly daar. Hy kom nie daar af nie, hy bestraf hulle nie, hy maak nie met een woord 'n einde aan die hel nie. Net hy sal dit kon doen. Net God kan dit doen. Hy het geweet wat is die antwoord op die vraag. Die waarom. Hy het geweet. Weet jy wat die antwoord is? Waarom moet God opvra? Jy is die antwoord. Ek is die antwoord. Sonder mense wat hy lief het, dis die rede. Hoe kom hy daar aan die kruis aan? So verworpen, so alleen. Die tweede teken, broer en suster, is baie korter. Hoef jy baie tyd daaraan te spandeer. Dis ook 'n waarskuwingsteken wat Lukas noem. En hierdie waarskuwingsteken het 'n bietjie later gekom, eers nadat die Here Jesus sy laaste asem uitgeblaas het. Daar staan in die 1953 vertaling, en die voorhangsel van die tempel het middeldeur gesteek. Lukas noem nie baie detail nie, hy gaan nie in baie goed nie. Hy noem eintlik net hierdie groot tekens dat ons hulle moet raak sien. Nou, jy sal dink, hoe moeilik kan dit nou wees? Wel, die Afrikaanse vertalings verskil.
Die 1983 vertaling sê met middeldeur geskeur. En die 2020 vertaling sê in 2 geskeur. Daar staan nie in 2 geskeur. Daar staan letterlik in die oorspronklike taal middeldeur geskeur. In ander woorde, van bo tot onder skeur God die voorhangsel middeldeur. Sekerlik dan ook maar in 2. Dit is interessant. En met goeie rede dat die evangelieskrywer Lukas onder leiding van die Heilige Gees vir die woord skeur, die woord skizo gekies het. En dit is wanneer jy 'n lap skeur, byvoorbeeld, of 'n gordyn skeur, soos in hierdie geval. Maar dit kan ook wees wanneer jy rotse laat het mekaar bors. Dit kan ook dui op die verdeeldheid tussen mense en tussen God. En dit hoort ook te laat reg opsit, as jy regtig die vers verstaan. So daar staan, dat later toe die Here Jesus sterf, gaan die Vader, en hy skeur die tweede voorhangsel, die agterste voorhangsel. Maak jy dit sin, dat hy die eerste voorhangsel sou skeur nie. Hy skeur die tweede voorhangsel, van bo tot onder. En die metaforiese betekenis daarvan is, dat God deur 'n skeur, daarop dui, dat mense met hom versoen is. Terwyl die betekenis van die woord skeur, is eintlik om te sê, daar is verdeeldheid. Daar is afstand. Kan nie by mekaar kom, kan nie by mekaar wees. Bly weg. Onthou jy daar die tweede voorhangsel was die een tussen die heilige en die allerheiligste. En jy kan gerus gaan lees, saam met jou kinders van hierdie voorhangsel. Dit was 'n pragtige kunswerk. En op hierdie voorhangsel in goue draad, met die fynste moontlike werk, was daar oralste gerubs uitgewerk. Die gerubs se funksie was dood eenvoudig STOP. 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 Jy kom nie hier. Jy moet hier buitekant bly. Stop net hier, jy gaan jou lewe verloor hier agter. Dis die allerheiligste, die raakplek van God se voete op hierdie aarde, bokant sy troon die ark. Die voetbank van sy troon die ark. Natuurlik, daar was nie meer 'n ark in hierdie tempel nie, jy weet. Ja, was nie meer daar nie. Dit was definitief nie meer daar nie. Die ark is in die tyd van Nebukadneser weggevoer, hy's nooit weer gevind nie. Daar was 'n leë ruimte. Hy was nie meer daar. Maar simbolies was hy nog daar. Nou, dis die tempel wat Herodes vir hulle gebou het, daai magtige klippe wat die disippels vir die Here gewys het. So, daardie voorhangsel sê dood eenvoudig, julle is sondaars, God is heilig, en as die Here Jesus die offer gebring het wat hy moes bring, wat homself was, wat doen ons hemelse Vader? Hy skeur die stopteken. Hy sê, ek bly nie meer hier. Ek gaan uit. Ek het die voordeur as het ware verwyder. Julle kan by my wees. Ons kan by mekaar wees. Ons kan 'n verhouding met mekaar hê. En hy doen dit deur skizo, deur 'n skeur. Ek meen, die volk het nog nie eers behoorlik herstel na daardie geweldige dubbeldonker nie. En die volgende oomblik, as die priesters net weer begin het met hulle dienswerk in die tempel, is daar hierdie ramp, soos wat hulle dit sou sien wat hulle tref. Van die belangrikste voorhangsel wat middeldeur skeur, op onverklaarbare wyse. Wat sê God vir hulle? Hy sê vir hulle, die Ou Testament is afgehandel. Die Ou Testament is vervul. Alles wat gesê is, wat moes gebeur, dit het gebeur. Afrikaner, hoor dit wat weer wil begin vas. Afrikaner, hoor dit wat weer wil begin met die eetgebruike van die Ou Testament. Afrikaner, hoor dit wat weer op die Sabbat, op die Saterdag wil kerk hou. Hoor dit. Kyk, maak jou oë oop. Maak jou oë oop. Jy is besig om Christus te verwerp.
Wat het hierdie mense gedoen? Hulle het hom gevat. Hulle wou hom nie as koning nie. Hulle het hom aan 'n kruis gespijker. Hulle het gesê, ons kom nie. Ek kan net by God wees. Die Here, dis wat hy sê. Dis hoe hy voor ons gestuur. Jy kan net by God wees deur Christus. As jy hom verwerp, dan, broeder en suster, staan die hoop vir jou en vir my. Maak baie seker dat Christus jou redder en jou verlosser en jou koning is. Hy is werklik die hoeksteen waarop ons lewens gebou is. Ek herinner my aan die vers van 1 Petrus 2 vers 4 en 5. Laat ons daarom na Christus toe gaan en by Christus bly. Die hoeksteen wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is. En laat ons ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis waarin God by ons wil woon. God bly nie meer in die tempel nie. Hy wil by ons woon. Maar hy wil net by jou woon as jy in Christus is. As jy weet wie Christus is, dan woon hy deur sy gees in jou. As Christus nie vir jou dit is wat Lukas vir jou hier wys nie, kan God nie by jou woon. Jy gaan nie gered word omdat jy gereformeerd is, of omdat jy jou naam nêrens in 'n lidmaatskapregister het. Jy gaan gered word omdat Christus vir jou sonde betaal. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons sien, ons hoor, ons beleef, ons weet. Ons weet wat hy vir ons sê met hierdie tekens van daardie son wat nie meer was nie. Van die tempelgordyn wat middeldeur geskeur. Ons verstaan. Ons het hier gehoor dat Christus alles is en dat ons by U kan wees deur Christus. En daarom weet ons het Johannes ook vir ons gewys. Hy het vir ons gewys aan die einde met die nuwe Jerusalem. Is daar nie meer 'n tempel nie. Daar is ook nie meer 'n son nie. Want U is die lig. En U kom tabernakel by ons. U is permanent by ons. Dit is vir ons kosbaar. Dit is wat vir ons werklik belangrik is en wat vir ons betekenis het. Ons wil by U wees. Ons wil nie dit ontbeer wat U seun aan die kruis gelei het nie. Ons wil nie alleen wees nie. Here, verlaat ons tog nooit nie. Wees altyd by ons en in ons. Dankie dat dit moontlik is. Here, dankie dat dit moontlik is. Dankie dat U dit moontlik gemaak het. Dat ons in Christus by U kan wees. Ons bid ons gebed in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan saam sing, broer en suster, Psalm 2 vers 4 en vers 6. Daarna spreek ek die seën.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.